wrap my hands around his little finger. Turns out he was wrapped around mine. He said you can be anything you want to in this great big world, but I'm always gonna be. Yes, I'm always gonna be Daddy's little girl. Daddy's little girl. Hartlik goeiemôre aan elkeen wat hier is vanoggend. My hart gaan uit na julle as familie met Donovan se afsterwe. Ek weet dit was nie vir enigiemand baie maklik gewees nie. Dit was 'n geweldige skok vir ons almal en dit was vir my net so groot skok gewees toe ek hoor dat hy ewe skielik oorlede is. Dit het die laaste tyd het ek hom bietjie leer ken. Hy is omtrent so 'n bietjie meer as 2 of 3 maande wat hy al hier by die gemeente besoek het en gekuier het. En as hy daar by sy huis gekom het, toe ek hom daai dag daar bietjie gaan besoek en kuier het hy net gesê my rug is seer, bid net asseblief vir my rug, dis al. Hy het nie gekla oor enigiets nie. Daar was nie issues nie. Toe ek nog aan buite staan, toe sê hy vir my hierdie paving wat so mooi gepak is, het hy nog gaan steel by 'n ander woonstel en gebring en hier kom neersit en dink ek ja, hy is wie hy is. What you see is what you get. En hy het nie voorgegee nie, hy het nie gemaak om iets anders te wees nie. Hy was net klein reguit Donovan gewees en hy was so kosbaar en ek het hom eintlik net so geniet. 'n Paar goed wat ek nog opgelet het van hom is hy nooit van iets gehou wat lank of uitgerek word nie. Short, sweet en klaar. As dit lank is dan raak dit vir hom 'n frustrasie. En 'n ding wat vir hom ook 'n frustrasie nog kon wees is as hy nie diens gekry het by 'n plek nie. So ek dink hy was nogal goed frustreerd daar in Sebokeng Hospitaal met tye, maar hy het deurgedruk en hy was 'n vegter. Maar tog, daai dag toe ek daar by hom sit en gesels, is daar 'n paar goed wat vir my opvallend was. Ek dink tog het hy in 'n mate voorberei en reggemaak vir hierdie dag. Hy het gepraat en gesê hy moet hierdie goedjies sorg en hy moet hier dingetjie doen en daar dingetjie doen en verder het hy net rustigheid en vrede gehad. Maar jy kan optel dat hy het gesê ek gaan sekere goed in plek kry. Ek moet seker maak ek kom by die makelaar uit en ek moet die doen en daai doen. Dan vra ek van hoekom en sê nie hy voel net hy moet die goed doen. Hy moet dit net afgehandel kry. So in 'n mate dink ek was hy besig om voor te berei sonder dat ek en jy dit eers geweet het of agtergekom het. Terselfde asem sê hy vir my, dominee onthou net as jy 'n probleem het by die kerk en as jy 'n issue is rondom generator of enigiets, bel my enige tyd, ek sal jou kom help. En toe dink ek nogal daaraan, wie gaan ek nou bel as die generator moeilikheid maak? Wie gaan ons nou vra om te kom help as ons hulp nodig het? Want hy is altyd daar gewees om te kom help. En terselfdertyd, toe ons daar by hom kuier, sal hy vir my in wese hart deel oor een van die vriende wat ook in die gemeente is, wat so 2 woonstelle weg van hulle af bly, oom Hans. En wat hy so bekommerd was oor hom en vir my ook eintlik vra, ek moet asseblief by oom Hans net uitkom. Hy's bekommerd oor hom na sy hartomleiding. En die mense het nooit gedink dat Donovan voor Hans sou gesterf het nie. So my innige simpatie aan julle. Ek bid en vertrou dat die Here julle elkeen sal vertroos, sal kom bystaan en ook net sal kom versterk. Ek gaan vra dat ons die hoofde so buig. Dan gaan ons net 'n woordjie saam bid en dan gaan ons net luister na die lied Amazing Grace. Kom ons bid saam. Here, ons kom en sê vir U baie dankie dat ons vandag so by mekaar kan wees. Ek kom bid en vra dat ons elkeen sal vertroos en sal versterk en sal kom bystaan. Ons dink aan die familie wat nie hier kan wees nie, die wat dalk ver weg is en ons vra dat U hulle ook in hierdie oomblik sal bystaan en sal kom vertroos. Ek dink nie een van ons was fisies, emosioneel of geestelik reg gewees vir hierdie dag nie. Ons het gedink Donovan gaan deurdruk en hy gaan sterker word en hy gaan aan die ander kant uitklim. Maar het ons besef dat hy sterk geword het om ons net te sê totsiens en dat hy die ewigheid in is. Maar Here, ons eer U ook vir sy lewe en daarom bid ons en vra dat U ons elkeen sal vertroos en sal kom bystaan in Jesus naam. Amen. Luister saam met my net na hierdie volgende lied. Wil skryf vir 20 eers, ekskuus. Hello, darkness, my old friend. I've come to
talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Their voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was warning. And the sign said, "The words of the Terwyl die slides so speel, het ek gedink aan sy kosmaak vermoë. Hy was altyd lief om kos te maak en die lekkerste kosse gemaak en hy het ook by die kerk uitgevra oor wat gaan gebeur met ons potjie kosdag en ek dink hy wou nog 'n potjie ingeskryf het en ons kan dit net onthou en ook sy liefde vir visvang en daar's soveel dinge wat hy voorgeleef het en al uitgesien het en dis hartseer om te weet dat dit uiteindelik tot 'n einde gekom en ek bid en vertrou dat ons sal onthou vir al hierdie goeie dinge. En daar's nog 'n ding wat hy vir my bely het en gesê het hy wou gesteel het en hy wou nog 'n afdak gesteel het en gaan opsit het daar by die glasdeur by die woonstel. Joey, ons sal 'n plan moet gaan maak. Dat ons vir Donovan sy afdak gaan opsit. So my het so gesê die woonstel staan leeg, so jy moet jouself help en jy moet die ander woonstel goed skuif na hom toe. En so het hy die hele tyd maar geterg, maar ja, hy het nie net geterg nie, hy het gedoen ook. Maar hy het nie net gelos nie, hy het na die kantoor toe gegaan en gesê ek het dit gedoen. So ja, ou Donovan. Kom ons luister saam na hierdie lied Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved
His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to see God's grace than when we first began. Ja, ek wil graag vir julle vanoggend hier uit Psalm hoofstuk 23 lees en ek wil graag hierdie gedeelte gebruik en soos hy is ook in jou blaadjie as 'n woord van vertroosting, want dit is regtig iets wat jy so nodig het in hierdie tyd. Ek en jy was nie gereed dat Donovan moes sterwe nie. Ons was nie gereed om te sê Donna totsiens nie. En as ons daaraan dink, is daar 'n geweldige groot leemte wat hy nalaat as pa, as vriend, as eggenoot, as net 'n oupa selfs. En daar's soveel dinge wat ons dalk nog saam met hom wou gedoen het. Ek en jy sal nog 'n keer saam met hom wou koffie drink, nog 'n keer saam met hom wou 'n grap maak of nog 'n keer saam met hom 'n ete wou geniet het. En die realiteit met die dood is, ons besef alles wat ons nie kon gedoen het nie. Alles wat daar ewe skielik nie meer vir tyd was nie. En dan kom ek hier op 'n plek wat ons harte stikkend en gebroken is en ons kan baie keer uitroep en sê, Here, ek weet nie om vorentoe te gaan nie. Ek weet nie om staande te bly nie. Ek weet nie om te cope met hierdie seer wat binne in my is nie. Hoe gaan ons aangaan? Hoe gaan ek leef sonder hom? En dit is baie moeilik en daar's dalk nie antwoorde nie. Maar daar's een antwoord en daar's dalk 'n bietjie van 'n vertroosting vandag in hierdie woord. En dit is Psalm 23 wat Dawid skryf en hy begin met die woorde: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En dis die groot geheim wat ek en jy vandag het, om te kan besef dat jy na die Here toe kan kom. Hy kan jou herder wees. Hy kan so naby jou leef dat jy eintlik op 'n plek kan kom en sê, selfs die dood van Donna, selfs die dood van Don sal my niks maak nie. Hoekom? Want ek staan vas in die Here. Hy vertroos my. Hy versterk my. Hy is by my. Hy laat my nie alleen nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Jy's dalk op 'n plek wat jy sê, Here, maar hierdie is nie 'n groen plek nie. Hierdie is 'n donker plek. Hierdie is 'n stowwerige plek. Hierdie is 'n aaklige plek om te wees, want hier's 'n seun, hier's 'n broer, hier's 'n oupa, hier's 'n vriend wat weg is, wat die ewigheid in is.
En ek en jy kan stikkend wees, ons kan gebroken wees en ons kan vir Here sê, Here, maar hoe gaan ek uit hierdie stof uitkom? Hoe gaan ek uit hierdie donker plek uitkom? Dan kom die Here en sê, ek sal jou lei. Gee my net 'n kans om jou aan die hand te vat en jou vorentoe te vat. Jesaja 41 vers 13 skryf die Here en hy sê vir ons, want ek die Here jou God gryp jou regterhand aan ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. En hy gaan saam met julle hierdie pad deurstap. Hy gaan nie toelaat dat julle alleen as 'n familie hier moet sit en moet sukkel en moet stoei en sê, Here, hoe gaan ons vorentoe gaan? Hy weet wat julle deurgaan. Hy weet waar julle is. Hy weet die seer wat in julle harte is. En hy steek sy hand uit en sê, ek wil jou lei. Ek wil jou vertroos. Ek wil saam met jou wees. In vers 3 skryf Dawid, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Die woordjie verkoop kan eintlik beteken om jou weer vol te maak. Jy sien, daar's 'n geweldige groot leemte wat in julle lewens is. Don het 'n harde stem gehad en 'n harde lag gehad. Jy het geweet as hy by die huis is. Jy het hom gehoor en nou is die realiteit, daai harde stem, daai lag is weg. Daai leemte wat hy nalaat is daar. En dis 'n groot leemte. En niks kan dit volmaak nie. Geen ander man, geen ander pa, geen ander oupa, geen ander persoon kan dit vir jou kom volmaak nie. Niemand kan daai seer en daai leemte wegvat nie, maar daar's een, naamlik Jesus Christus wat vir jou kan wegvat. Jesus wat vir jou kan sê, ek sal jou help en jou leer om met hierdie seer en die verlange te kan leef, sodat jy kan staande bly. God is saam met jou. In vers 4 maak hy 'n mooi belofte en sê vir julle as 'n familie, al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, luister mooi, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. Julle is in die dal van doodskade weer. Julle is in hierdie bittere seer plek waar dit lyk asof alles tot 'n einde gekom het en waar jy dink by jouself, daar's geen hoop, daar's geen uitkoms, daar's geen toekoms, daar's soveel duisternis, soveel vrae, soveel dinge wat 'n mens oor wonder. Maar hier kom die Here met hierdie belofte en sê, U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. Twee toerustings wat 'n herder eintlik altyd gebruik, 'n stok en 'n staf. En dis nie net 'n ding wat hy gebruik het om te vertroos nie, maar 'n ding wat hy gebruik het om die skape te beskerm, om hulle nader te trek en om vir hulle vreugde en blydskap te kan kom gee. En ek en jy het eintlik nodig om te besef dat die herder is fisies by ons. As jy eintlik kyk na die Ou Testament en jy gaan kyk na prentjies, hy altyd sien die herder is voor die kraal, in die deur is dit waar hy gelê slaap het, of waar hy gesit het, waar hy altyd die skape opgepas het, beskerm het. En net so ook is hy by jou in hierdie tyd van dood, by jou in hierdie tyd van seer. Jy is nie alleen nie. Hy is daar om julle te vertroos. Hy is daar om julle te omhels. As jy gaan kyk in Psalm 91, gee vir ons 'n baie mooi beeld van die Here wat soos 'n engel sit en hy sê hy vou sy vlerke om jou. En 'n plek van vertroosting, 'n plek van hoop en 'n plek van liefde, 'n plek van warmte wat hy vir jou en my kom gee. 'n Plek, 'n veilige skutting. Ek en jy kan stikkend wees en gebroken wees en sê, Here, ons kry swaar, ons sukkel, ons kom oor water te hou. Maar wat doen hy? Hy sê, ek is by jou. In vers 5, U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hierdie is eintlik 'n besonderse vers, want nie net kom praat hy van die plek waar alles gebeur, waar die tafel is nie. As jy by Donovan kom, wat was die lekkerste tye gewees? Om saam met hom te eet, om daai maaltyd te geniet, om saam te kan kuier om hierdie tafel. Nou wat maak hierdie besonders? Die Here kom en sê, hy berei 'n tafel voor jou aangesig, teenoor jou teestanders. Hy maak jou hoof vet met olie, jou beker loop oor. Nou hier kom 'n baie mooi belofte. Met ander woorde, daar gaan weer goeie tye wees. Daar gaan weer om 'n tafel gekuier kan word. Daar gaan weer daai vreugde en blydskap kan wees. Jy sal weer oorloop van vreugde. Maar is iets anders wat hy in hierdie vers kom inhou, dis die olie. Hy sê, jy maak my hoof vet met olie. Nou ek en jy kan hier sit en vandag sê, dat Here, ek gaan nie okay wees nie. Here, ek gaan nie kan leef nie. Here, my lewe het tot 'n stilstand gekom, want Donovan is weg. Maar as jy eintlik na het gaan kyk, en sal jy sien, 'n skaap hou nie van goegas nie.
Goggaatjies sal altyd in hulle ore ingaan en hulle mal maak. En hulle sal so erg raak, die skaap vir geen rede sal blaar en sy kop stamp teen enigiets. Nou wat doen die herder? Hy vat olie, hy breek dit oop oor die skaap se hoof en dit loop oor sy hoof en dit keer vir daai goggaatjies, dat nie in sy ore kan gaan nie. En hy's kalm en hy's rustig. Nou hier is dieselfde beeld wat die Here vir jou en my kom gee. Hy kom na ons toe en hy kom sê vir ons dat sy gees wat olie is, sal hy oor jou kom uitstort sodat jy jou denke kan beskerm, dat jy veilig en okay vorentoe kan gaan. So vandag het ek en jy 'n keuse wat ons kan maak. Gaan ek en jy stoei met die vyand wat heeltyd vir jou goed in jou oor fluister en sê, my pa is dood, my oupa is weg, my man is weg, my toekoms, my lewe, alles kom tot 'n einde. Ek gaan op 'n plek kom en sê, Here, ek vra dat U olie oor my sal uitgiet, dat my beker kan oorloop van vreugde, van blydskap. Dis kom daar in Psalm en in Johannes gepraat word van strome van lewende water wat uit jou binneste uit sal vloei, dat jy weer sal vol word en sterk wees en sal oorvloei van vreugde. En ek en jy het nodig om in sy vreugde te kan wandel. In vers 6 sê hy vir ons, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan dink ons, ja, Dawid, jy weerspreek jouself hier, want dit is nie altyd net goed en altyd net alles reg op hierdie aarde nie. Maar Dawid van praat nie hier net van aarde nie. Hy sê as jy die Here as jou verlosser en saligmaker aangeneem het, het jy eintlik iets waarin jy kan uitsien, 'n ewige lewe, 'n ewige tuiste by God. En jy gaan bly in die huis van die Here, sonder pyn, sonder verdriet, net met goedheid en met guns. En daai is so groot belofte. En eintlik as ons daarna gaan kyk, ek is oortuig, Donovan het geweet dat sy tyd naby is. Hy het stadig begin om goedjies in plek te bring en goedjies uit te gesort het. En die groot realiteit was net, hy was gereed daarvoor. En die dag volgens Johannes 14 wat die Here toe gesê het, ek kom haal jou, toe hy sy naam uitgeroep het hy gesê ja Here. En hy het sy laaste asem uitgeblaas. Daai vorige dag het ons gedink Donovan is besig om sterker te word. Ons het gedink daai suster die brein gaan hom nie onderkry nie. Hy gaan opstaan en hy gaan veg en hy gaan oorwinning kry en hy het die suurstof en goede begin afhaal en dit het eintlik begin goed gaan en daar was soveel hoop en soveel lewe. Maar dit was tog net daai bietjie hoop voor die einde wat hy sy laaste asem uitgeblaas het. En ons het hom gegroet en ek dink dit was nie maklik nie. Maar die groot realiteit is, hy is op 'n beter plek. Sy pyn en lyding is tot 'n einde. Ek dink so daaraan, hy het gevra, kom sien my, kom bid vir my rug. En daar is sy rugpyn ook weg. Die klein bietjie rugpyn is weg. Daar's geen rugpyn. En vandag is dit vir my en jou vertroosting om te kan weet dat Donovan het gereed gemaak om te sê, Here, kom haal my. En dis die groot realiteit wat ek en jy voor die deur staan. Is ons gereed vir hierdie dag? Is ons gereed dat die Here ons moet kom haal? Dat ons laaste asem kan uitblaas. Dis die groot geheim. Kom ons bid sommer saam. Ag Here, dis moeilik om totsiens te sê. Dis moeilik om vir 'n vriend, vir 'n man wat altyd bereid was om te help. Ja Here, hy was ook mens, hy het foute gemaak, hy het verkeerde besluite en dinge gedoen ook in sy lewe. Wie van ons het nie? Maar Here, die groot realiteit was dat hy tog nader beweeg aan U, gereed gemaak vir hierdie dag, en hy het geleef vir U. Ons eer U vir die tyd wat hy hier by die gemeente kon aansluit, ons eer U vir die tyd wat ek hom kon leer ken het ook, Here, en ek eer U vir die tyd wat hy gegeen was om op hierdie aarde te leef, vir sy familie, vir sy vriende, vir almal, met wie hy geliefd was. En daarom kom bid ek vandag en vra dat U vir elkeen sal vrede gee, en sal kom vertroos, soos op hierdie Psalm en beloof. En dat U hulle as 'n familie sal bystaan en sal versterk. In Jesus naam. Amen. Luister saam met my net na hierdie liedjie, dis van Natasha en Willie Joubert, en hulle sing net hierso, die Here is my herder. Net som my onbreeklik, hy laat
Die stokken staan vertroos my. Die Here is my herder, mens sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my Ek wil graag vir Chantal vra om net vir ons so ietsie te kom deel. Sy kan sien. Maar terwyl sy vorentoe kom en ook nog regmaak, as jy dalk ietsie ook wil deel rondom Donovan, is jy meer as welkom om ook na hulle naam ietsie te deel. Maar liefste oordeel, sonder woorde om te sê, met trane in ons oë moet ons ook vandag vir die laaste keer groet. Dit voel so onwerklik, maar was sterker as wat ons ooit kon wees, maar met duisende geïnspireer. Ons is dankbaar vir die tyd wat ons so met oom kon gehad het en vir die voorbeeld wat oom vir ons was. Daar is soveel herinnering wat ons nooit sal vergeet nie, al die grappies en geselsies. Oom se drukkies was so kosbaar, dat ek nie sal gee vir een laaste drukkie nie. Oom het altyd 'n oplossing gehad in elke moeilike situasie, van silwer randjie en elke donker wolk. Dankie vir die liefde, omgee en bystand. Oom was meer as net 'n oom. Oom was my pa gewees. In elke opsig het oom die wonderlike figuur ingestaan. Ek het my regte pa verloor en aan my bonuspool af. Die lewe voel so onregverdig. Die lewe het my 'n tweede kans gegee om liefde te voel, net soos 'n pa dit kon gee. En ek wil vir oom sê dankie daarvoor. Ons liefde was vir ons nooit te min gewees nie. Dankie dat oom so mooi na my ma gekyk het. En dat oom oneindig lief was vir haar. Oom was ons steunpilaar, 'n man, meer as goud werd gewees. Ons van ons mens wees so verskriklik mis. Ons harte is baie seer. Die klein kinders verstaan nie mooi wat aangaan nie, maar hulle voel die leemte van hulle oupadom. Armie glo nog steeds. Laat oupa moet net 'n bietjie water drink om gesond te word. Maar nou drink oom van die ewige water. Die laaste paar dae van ons lewensreis was baie moeilik geweest. En ons gun oom die ewige rus in ons hemelse tuiste. Jesus het sy mooiste blom gepluk om die hemel te versier. Ek is baie jaloers op die engele wat in ons geselskap is, want wat sou ek gee vir die laaste 5 minute? Dankie dat ons deel van ons lewe kon wees, tot die einde. Tot ons mekaar weer sien, stuur groete in die hemel, ons plek is leeg. Rus saggies op hom. Is daar nog enigiemand wat graag ietsie wil deel rondom wat Donovan vir jou beteken het? Iets wat jy hom altyd sal onthou, dalk iets wat hy gesê het, kattekwaad wat hy aangevang het. Enigiemand. Ek gaan vir julle net 'n paar briefies voorlees van die familie daar in Groblersdal af. Ek wil net 'n briefie lees van sy ma. Vandag gee ek terug aan God wat hy net vir my geleen het. Dankie Boeta vir 'n boks vol memories. Die mooiste wat ek en jy saam gehad het. Jou stem is stil, my kind, maar ek bær jou diep in my hart. Die mis gaan groot wees, maar jou wedloop is voltooi. Liefde, ma. Dan wil ek net van sy sussie Belinda. Donna, woorde is min, maar trane is baie. Ek mis die geselsies vreeslik baie. 6 keer 'n dag was soms te min. Ek voel geëerd dat jy die laaste keer met my wou praat. Glo my, ek gaan dit so koester. Donna, ons kon so baie grappies saam doen, en dan het ons so gelag, dat die trane loop. Jy was nie net my ou boet nie, jy was my beste maatjie. Jy het my altyd Lientjie genoem, en nog iets, maar kan dit nie hier sê nie.
Ek gaan 'n spesiale plekkie in my tuin maak met Pa en Aubrey by jou. Ek gaan jou vreeslik baie mis vir al jou kos maak. Soos mamma sê, ons gee terug aan God wat aan God behoort vandag. Love you Lot Spoeta. Gaan rus nou in vrede sonder pyn en bekommernisse. Ek weet jy wil bitter graag huis toe kom en dit is wat ek gaan doen, jou huis toe bring. Liefde, jou sussie Lentjie. Volgende briefie is van sy swaar Johnny. Don, die meester in kos maak. Jy het altyd die vrouens stom geslaan met jou kos of jou kookkuns sonder 'n hemp. Jy was altyd die gelukkigste man as jy by ons kom kuier het. Dan het jy van alles vergeet wat verkeerd was. Waar gaan ek nou electrician of hoe sê hulle by die myn spakie kry om my te help en raad oor krag te gee. Jy het altyd so lekker vir my gelag wanneer ons praat, toe ek amper die huis opgeblaas het met my kragondervinding. Ma se nuwe fan en self-charger wat ontplof het. Jy het altyd planne gehad vir alles, maar nie vir die rondte nie. Ek het vir jou gewag om vir my verder te kom help met jou suster se kombuis extractor fan. Ek sal hom nou maar self insit en vir jou foto neem. Jy was nog altyd na my hart. Gaan jou mis, ou bokser, my vriend en swaar. Liefde, Jenny. Laaste enetjie is van Marco. Don, woorde is min, maar die hartseer is baie. Ons verstaan nie altyd waarom hierdie goed gebeur het nie, maar ons vind rustigheid in die wete dat oom by oom se maker is. Oom was 'n oom 1000 gewees. Oom was die een wat altyd 'n grappie gehad het en net so groot tergie soos ek was. Ek gaan al ons visvang trippies en lekker geselsies mis. Maar nou kan oom in vrede gaan rus by die waters van waar is. Ons sal oom nooit vergeet nie. Liefde, Marco. Hulle het dan gevra ook daar uit Groblersdal uit dat ons vir hulle net hierdie volgende liedjie speel en ek vra dat hulle net saam sal luister. Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then,
ek wil net ook net namens die familie net almal bedank en sê dankie dat elkeen wat hier net gekom het vandag om net so eer aan Donovan te kom bewys en dankie vir die ondersteuning. Dit word opreg waardeer en dan vra ek ook maar net vir my kant af, ondersteun mekaar nog steeds, want hierna begin dit eers moeilik raak om te weet dat mens moet leef sonder hom. Ek wil ook maar net dankie sê vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het, bome gemaak het, foto gemaak het en gehelp met die blaadjies en maak en alles. Dit word opreg waardeer. Baie dankie. Mag die Here julle elkeen net baie ryklik seën en dan mag die Here julle as familie en vriende net vertroos en kom bystaan. Kom ons sluit net hierdie diens af met gebed en daarna is julle gerus welkom om nog bietjie saam te kuier of so en dan weer daarvan af te gaan. Ek weet nie, Joey gaan dan nog braai by julle na die tyd. Okay. Daar by Joey julle as Donovan se wens dat mense daar daai tyd bymekaar kom en daar worsbroodjies saam braai en dit daar saam geniet. So is welkom om so te gaan na Joey se huisie toe. Kom ons bid net saam. Here, ons kom nou na U toe en ons vra dat U elkeen sal vertroos en net sal versterk. Dankie dat ons die geleentheid gehad het vandag om vir Donovan totsiens te kan sê en dat ons hom kan herdenk vir wie hy was. Ek bid en vra dat U elkeen sal ontvou met Jesus se liefde, se vreugde, se vertroosting en dat U elkeen sal kom sterk maak. Dankie vir U goedheid en guns. Maar Here, ek kom bid en vra dat U ondersteunende krag en deursettingsvermoë daar sal wees om hulle deur te dra dag na dag wat kom, want hiervanaf begin dit eers moeilik raak om te leef sonder hom. Daarom vra ons dat U vir Joey en vir elkeen, Here, wat lief is vir hom, sal ontvou. En ons dink ook spesifiek aan sy kinders en kleinkinders en almal, Here, sy ma, sy sissies, elkeen in die familie en vra dat U hulle sal kom bystaan en sal kom vashou en sal versterk in Jesus naam. Amen. Nou ja, baie seën en baie sterkte vir julle. Ons is dan hiermee afgesluit en dan net baie seën vir julle as 'n familie. Baie dankie.